So, vandag gesels ons bietjie oor fynmotoriese vaardighede en hoekom dit belangrik is vir ontwikkeling by kinders en hoekom 'n juffrou 'n kind sal verwys as hulle sukkel met fynmotories. Jy kan ook op my webwerf carlagrobler.co.za gaan kyk. Daar's artikels onder tips for teachers and parents, daar's ook 'n blog, daar's ook baie idees om fynmotories te verbeter op my sosiale media. Okay, so fynmotories is belangrik vir kinders vir natuurlik die belangrikste skryfteken, inkleer en knip. Maar ons moet ook verder kyk na ryg, na skoenveters vasmaak, na knope vasmaak. So dit gaan verder net as skoolwerk, dit gaan ook aktiwiteite van my daaglikse lewe. 3 baie belangrike goed as ons kyk na 'n kind se fynmotories is natuurlik hoe hou hulle die potlood vas. Die belangrike greepie wat ons graag wil hê is vingertjies op die potlood, want dan kan my vingers die werk doen. As ek op weird and wonderful maniere die potlood vashou, kan ek nie die potlood beweeg nie, so my skouer doen die werk, dink hoe vinnig word ek moeg. So handspiere, baie belangrik, want anders word ek gou moeg, saam met potloodgreep. Nog baie belangrik is lateraliteit of dominansie. 'n Kind moet weet of hy links of regs is. Dit ontwikkel tussen 2 tot 4 jaar oud, teen 5,5 moet 'n kind dominant wees. Anders rel ek my handjies heeltyd, so 'n handfunksie ontwikkel nie in my dominante hand soos wat dit moet nie. Laastens baie belangrik, my posturale beheer, skouergorder stabiliteit, want my hele skryfaksie kom uit my skouer uit. So ons kan sien groot motories beïnvloed fynmotories as ek nie posturale beheer het nie. Dominansie, midlyn kruising, beïnvloed potloodbeheer, as ook my handjies se spiere en die manier wat ek die potlood vashou.